twee gedeeltes saam lees vanaand. Een uit Markus 11 van vers 15 af en dan ook uit Hebreërs 10 die eerste 14 vers. Markus 11 vers 15 tot 19 en Hebreërs 10 vers 1 tot 14. Kom ons dit weer saam. Here, ons is stil in U teenwoordigheid. Ons weet U is die almagtige God wat werk oral om ons heen. Ons weet ook U is die God wat ons sien. U is die God wat vir ons sorg en wat vir ons voorsien. Heer Jesus, weet ons het U ook baie naby aan ons gekom. Immanuel, God met ons, by ons. En deur die Heilige Gees ook God in ons. Dankie o Heilige Gees dat U in elkeen van God se kinders kom woning maak. U kom tuis maak om ons van binne af te leer, te troos, te lei, te versorg, geestelik op te bou en om ons te herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Dankie dat ons kan weet in hierdie lydenstyd, Here, het U ons ook kom leer van 'n verhouding met U. Help ons om dit vanaand ook opnuut weer saam te ontdek. Amen. In Markus 11, dis nou in die lydenstyd, eintlik is hierdie daardie laaste lydensweek. Jesus is op pad na sy laaste Paasfees en die kruisiging toe, maar nou gebeur daar 'n paar goed in Jerusalem. En in Markus 11 sal jy nou onthou, is daardie gedeelte waarin die tempel gereinig het. Kom ons lees op Markus dit vir ons skryf in hoofstuk 11 van vers 15 af. Hulle het toe in Jerusalem aangekom en Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, het hy daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom in die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense aangegryp was deur sy leer. Toe dit aangeword het Jesus en sy disippels uit die stad weggegaan. En dan ook uit Hebreërs hoofstuk 10, as jy dan wil blaai soontoe, dis agterin, na Paulus se baie briewe, in Hebreërs 10, vers 1 tot 14 lees ek saam. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die beeld, die bloed van bulle en bokke, onmoontlik die sondes kan wegneem. En daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie offers en graanoffers wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom by God om U wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou U nie hê nie, en het U nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om U wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag
en sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Tot sover van die verse net weer saam met die lees van die kernverse, en dit is 'n belangrike gedeelte, maar as ek so 1 of 2 verse weer lees, net dan onthou ons dit dalk makliker. In Markus 11 vers 17 staan daar, toe het Jesus die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe nie, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. En dan in Hebreërs lees ons ook waar ons gelees het, vers 9 en 10, daarna sê hy praat van Jesus wat het gesê, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. En dan ook vers 12 en vers 14, maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Die 2 gedeeltes het saamgesit om vir ons 'n bietjie beter te laat verstaan weerskant. Hoekom het Jesus die tempel handelaars se stoele en tafels omgeskop? Hoekom het hy daai ding gedoen en die fariseërs en die priesterhoofde eintlik net nog kwader gemaak? Want hy het gepraat van die huis van my Vader, en vir hulle was dit godslaster. Maar hoekom het hy die mense uitgejaag daar? En dan kry ons in Hebreërs nogal antwoorde daarvoor, dat daar die eerste offersysteem wat daar besig was, die mense wat van ver af gekom het, moes kom offer diere koop, of hulle moes kom geld wissel, om te kom offer vir die Paasfees, en nou sê die Hebreërs skrywer, maar daardie systeem is afgeskaf, want Jesus het 'n beter offer gebring. En wat dit alles met mekaar te doen het, sê ek in my tema, is dat Jesus reinig vir 'n verhouding. Die eerste ding wat hy gedoen het, op pad na sy kruis reinig hy die tempel. Dit het vir ons baie betekenis, want Jesus begin wys dat daar verhoudingsfoute was in die Israelitiese godsdienst. En dit is vanweer menslike swakheid en menslike wanpersepsies. En die Joodse sisteem was nie 'n verhoudingsgebaseerde geloof. Dit was veronderstel om te wees. Maar wanneer ons in die Ou Testament lees dat God praat met iemand, of een van die leiers praat met hom, of 'n persoon wat in die nood is, soos Hanna, wat by die altaar gebid het dag en nag, dit was die uitsonderings. Ons kan dit almal onthou dat ons koppe uit waarskynlik, as ek nou vir julle vra, noem 'n paar voorbeelde, gaan julle sê, uit die brandende bos met Moses gepraat, 'n paar keer met Abraham gepraat, met Dawid gepraat. Dit is die uitsonderings waar ons van so 'n direkte verhouding lees. Al die ander kere in die Ou Testament moet ons verstaan, die Jode is nie geleer om 'n persoonlike verhouding met God te hê nie. Hy was daar amper, wil ek nou sê, in die tempel toegesluit agter die voorhangsel. Hulle gebede was nie persoonlike gebede nie. Dit was baie mooi gebede, maar dit was reintjies wat hulle van kleins af geleer het om elke keer dieselfde te sê. In die oggend, as jy opstaan, die Shema gebed, dankie dat jy my wakker gemaak het en dat ek hierdie dag saam met u kan inmaak. Mooi gebede, maar dit was nie 'n persoonlike gesprek. By elke ete, soos ook by die nagmaal, het ons gehoor dat Jesus het self daardie formulier gebede gebid, om God te dank vir die brood wat hy gegee het vir ons. Dit was nie reintjie gebede, en daar was nie verhoudings nie. Nou, as ons Johannes se weergawe van hierdie selfde tempelreiniging lees, dit is in Johannes 2, Johannes het in sy evangelie al hierdie goed rondom die Paasfees en die reiniging heel vroeg al, sommer in hoofstuk 2 van sy evangelie al, terwyl die ander evangelies dit kronologies sit aan die einde, die laaste Paasfees net voordat hy gekruisig is.
Maar Johannes het 'n ander styl en 'n ander plan met sy evangelie, so hy sê dit vroeg. In Johannes 2 vers 13 lees ons, die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. As jy van 'n ander land afgekom het met 'n ander denominasie, dan daar letterlik valuta uitruiling plaasgevind, want die Joodse tempel het net die shekel gevat vir 'n offer, nie die buitelandse geld. In vers 15 lees ons dan sê, daar lees ons van die sweep. Toe het Jesus met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en die tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek. 'n Plek wat veronderstel was vir gebed. Markus en Matteus en Lukas sê vir ons, Jesus noem dit was veronderstel om 'n huis van gebed te wees. Hy sê, julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. Jesus bring verhouding in die plek van godsdienst. Nou, die Engelse het dit vir ons baie mooi in 'n kort frase gesê. Engels is vir my ook maar vreemd, maar dit sê so mooi en mens onthou dit sommer baie makliker ook. In die Engelse kerk sê hulle, Jesus changed religion into a relationship. En godsdienst, starre godsdienst wat mens maar net doen, jy doen dit maar net om wat almal te doen, het hy kom verander in 'n verhouding met ons hemelse Vader en met En die Israeliete het staat gemaak op hierdie offers van die dier. Ek wil julle net so 'n bietjie vertel hoe erg dit was. Daar was verskriklik baie diere geoffer. Daar was die daaglikse offers. Elke dag, sonder uitsondering, in die oggend en in die aand is daar by die tempel 'n lam as brandoffer gebring, plus nog graanoffers en drankoffers. Elke dag, elke oggend, elke aand. Weekliks, met die Sabbat was dit dubbel die daaglikse offers. Waarmee kan julle gaan lees in Exodus 29, Numeri 28, en met die Sabbat is nog 2 ekstra lammers by die gewone daaglikse offers geoffer. Die maandelikse fees, onthou hulle, die Jode loop saam met die maan, volmaan en nuwe maan, die Rosh Chodesh is die nuwe maansfees in Numeri 28, dan was dit 'n groot offer, 2 bulle, 1 ram, 7 lammers, plus nog 'n bok wat as sondeoffer gebring was. En die nuwe maand was ingelei met so 'n klein fees, as dit ware. Elke maand met nuwe maand was hierdie wat hulle fees genoem het. En daarom sê Paulus in Kolossense 2 vers 16 en 17 vir die Christene, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste, of die nuwe maansfees, of die Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus, sê hy. Christus Jesus het met al daardie offers en feeste om vervang, want dit is in hom vervang. Nou dan kom daar nog die groot jaarlikse feeste. Luister net bietjie hoe dit geloop het. Die Pasga, die fees van die ongesuurde brode wat gewoonlik hier in Maart en April is, in die maand Nisan, was daar vir 7 dae lank massiewe offers gebring. Ook met Pinkster, 50 dae na die Pasga, nog baie offers. Rosh Hashanah, die nuwe jaar in September, baie bulle tot 50 op 'n slag en baie trompet geskaal. En daar was nou verlede jaar ook so groot herdenking en dan het hulle 100 vioolblasers gekry om gelyk hulle trompette te blaas in Israel en Jerusalem. En dan die Yom Kippur, die groot versoendag, dis die groot ene waar van hulle geoffer is. En die Loofhuttefees, nog later, was eintlik die heel grootste fees van almal. Ek vertel julle net van die Loofhuttefees. Oor 7 dae word daar 70 volwasse bulle geoffer. Numeri 29 vers 12. Hulle begin dag 1 met 13 bulle. Mense kan julle dit indink. Daar word 13 bulle geoffer die eerste dag. En dan elke dag 1 bul minder, 12, 11, 10 tot op die 7de dag as 7 bulle geoffer word. In totaal word daar in daardie week 70 bulle geoffer. Want die gedagte was die bloed wat vloei bring vergifnis vir ons sondes. Die rabbynheid later
gesien dat hierdie 70 bulle is baie simbolies, dit verteenwoordig die 70 nasies waarvan ons lees, as jy gaan lees daar in die Ou Testament, die afstammelinge van Sem, Cham en Jafet, dat het nie almal evenveel seuns gehad nie, maar altesaam was daar 70 klein seuns tussen hulle, en dit het 70 nasies geword, en daarom is daar 70 bulle geoffer. En dan was daar nog die persoonlike offers ook. Buiten al hierdie amptelike offers wat deur die priesters gebring is, wanneer 'n kind gebore is, moes 'n mens gaan offer, ten minste 2 duiwe. Dit was nou nie 'n groot offer nie. Dink maar aan Maria en Josef wat ook moes gaan offer, Lukas 2 vers 24. Wanneer iemand van 'n siekte, veral melaatsheid genees is, moes hulle gaan offer by die tempel. Enige ander onreinheid van watter aard ook al, as jy per ongeluk aan bloed gevat het, of op 'n stoel gesit het, waarop 'n dame gesit het in 'n sekere tyd van die maand, moes jy gaan offer, nadat jy vir 'n week eers gereinig moes word. Enige sonde wat begaan is, en daar het die leiers nou maar besluit, groot sondes, groot offers, hulle het besluit wat is groot en wat is klein. Dit het gewoonlik begin by 'n lam, 'n skaaplam, en dan kon dit nou kleiner word en duiwe in die geval van sogenaamde kleiner sondetjies. Broers en susters, ons verstaan dit nie, want ons het nie so groot geword nie, maar elke week, elke oggend, elke aand hierdie diere wat geoffer word om te probeer versoening doen vir sondes. As dit alles bymekaar tel, dan was die tempel eintlik 'n slagplek, 'n offerplek wat nooit opgehou het nie. Rook het konstant die lug ingevaar. Ek wil my nie eers dink die bloed moes weggewas word en die reuk wat rondom die tempel gehang het. En dit het hulle elke dag en elke maand en elke jaar oor en oor gedoen. So herinner die Hebreërskrywer ons aan. Dit was doelbewus so beplan om die punt baie duidelik te maak. Sonde het 'n prys. Daar sal geoffer word. Daar's 'n koste aan verbonde. Jy kan nie jou sonde maar net teenoor God bely het nie. Jy moes daai diere gaan offer het by die tempel. En dan die groot offers namens die hele volk. En daarom in die tyd wat Jesus Golgotha uitstap, het elke Jood, oud en jong, man en vrou geweet wat is 'n plaasvervanger offer. Dat 'n lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is, geslag en geoffer word vir my sondes. Die lam wat sonder vlek of gebrek is. Die Hebreëse argument word net sterker as mens hierdie hele skedule in ag neem. Al daardie bloed en al die herhaling oor en oor. Hy sê jaar na jaar dieselfde storie, want die wet en die offers kon nie die sonde versoening bewerkstellig nie, totdat Jesus Christus gekom het. En nadat hy sy liggaam geoffer het, sê hy, kon hy met reg verklaar van die kruis af. Dit is volbring. Die offer is gebring. Die prys is betaal. Die Hebreërskrywer beklemtoon dit oor en oor, eens en vir altyd. Ek dink die Here God het dit ook so beskik, dat 70 jaar na Christus die hele Jerusalem ingeval, die Romeine en die tempel is platgeslaan, en daar net so een stukkie van die westerse muur oorgebly, en daarom kon die Jode sedert die jaar 70 nog nooit weer 'n offer bring nie, maar daar moet 'n tempel wees. As daar nie 'n tempel is nie, kan daar nie geoffer word. En dit was om te bevestig dat daar is nie meer diereoffers wat gebring kan word vir sondes. Jesus se offer, sê die skrywers vir ons, Paulus en die Hebreërskrywer, reinig sy mense eens en vir altyd. En dit het maar daar begin by die handelaars, hierdie koop en verkoop van diere en hierdie geldruile, want hulle dink dit gaan vir julle nader aan God bring, en die hele skuld omgeskop. In Hebreërs 10 vers 1 en 2 is ons herinner daaraan dat as die skrywer praat van die wet van Moses, bedoel hy eintlik aan die hele eerste sisteem in daai 5 boeke oor wette en offers en al hierdie goed sê, was net 'n skadubeeld. Dit was net vir die Israeliete 'n prentjie en dat die Here dit dalk nou toegelaat het vir amper 3000 jaar om hulle gewoon te maak aan die vergifnis deur die offer
van iemand in jou plek, 'n dier in hulle geval, en daarom sê die Hebreërskrywer, want sonder bloedvergieting kan daar nie vergifnis plaasvind. Maar hy sê vir ons in vers 1 en 2, voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak. As die wat die offers bring eens en vir altyd gereinig was, en nie meer van hulle sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. En daarom moes en het die Here Jesus gekom. En hoekom? Nie net omdat hy gedink het, hierdie raak nou te erg, en daar gaan oor 2000 jaar 'n dierebeskermingsvereniging wees, en dan is ons in die moeilikheid as ons so baie diere doodmaak nie. Nee. Nie omdat God gedink het, hy moet nou iets niets doen, hoewel hy iets baie niets gedoen, maar met watter motief? Uit liefde. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy een finale offer bewerkstellig. In Petrus 3 vers 18, ons het dit ook gehoor, ek nie die hele vers lees, die 18 en 19 en 20, wat sê, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebruik is. Maar hoekom? Vers 20 sê, reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Ons het dit in Efesiërs 1 ook gelees, vers 4. So het God nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Ons moet verstaan, broers en susters, dat die hele Ou Testament en die hele sisteem rondom die Ou Testament was 'n tydelike lewe. Was 'n skadubeeld van hom wat gekom het. In Hebreërs 10 vers 5 staan daar, daarom sê Christus met sy koms na die wêreld. Hy haal aan uit die Ou Testament, dit is nie die diereoffers en graanoffers wat hy wil hê nie, maar die liggaam wat hy my gegee het. En as ons nou volgende Sondag nagmaal vier, dan gaan ons dit weer vier en herdenk wat Jesus by die brood gebreek het gesê het, dit is my liggaam, dit is vir julle. In Hebreërs 10 het ons gelees dat hierdie offer in vers 10 wat Jesus gebring het, was eens en vir altyd. Elke priester wat dag vir dag gestaan en diens verrig het, staan daar, en elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem. Maar Jesus Christus in vers 12 sê hy het een offer vir die sondes gebring en toe vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. En daaroor het ek al met u gepraat, die kontras tussen die priesters wat hy sê wat elke dag staan en diens doen, hulle mag nie gesit het nie. Want toe Christus sy werk afgehandel staan daaruit aan die regterhand van God gaan sit. Die werk was gedaan. Eens en vir altyd, eenmaal, daardie konsep gebruik die Hebreërskrywer 9 keer in sy brief, want soek hulle, eens en vir altyd, eenmaal 'n offer gebring, was vir ewig en vir altyd. En dan in vers 14, deur die een offer, het God die wat vir hom afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. In lydenstyd en Paasfees herinner ons daaraan dat die Here Jesus Christus daardie versoeningsoffer gebring het en dat hy dit afgehandel het en daarom het dit in hom gestop. En dis die mooiste woord in die hele Bybel, is 'n Griekse woord en julle moet dit al moet sê, julle kan nou vanaand weer leer, dat julle ook kan eendag sê, julle ken 'n Griekse woord. Dit gaan nie so werk nie, maar iemand het gesê, as ons nou daar op die poorte van die hemel aankom eendag, dan gaan ons 'n paar vrae vra. Nou ons weet dit gaan nie so werk. Maar ek het toe net agterna tongenietjies gedink, ek dink daar gaan dan so 'n vraag wees, hulle gaan vir ons vra, ken julle enige Griekse woord, dan moet julle hierdie ene kan sê. So leer hom nou vanaand saam met my. Tetelestai. Tetelestai. Dis die mooiste woord in die hele Bybel. In Johannes 19 vers 30 staan daar net, Jesus aan die kruis, net voor hy sterf, het hy gesê, tetelestai. Dit is volbring. Die mooiste woord in al die taal. Lydenstyd en Paasfees leer ons dat Jesus vir ons verhouding gebring het, in plaas van hierdie
die godsdienst waarin ons nie kan indruk nie. Ons sê, ek het op 'n plaas groot geword, my pa het beeste gehad, maar ek kan nie eens dink hoe lyk 70 bulle by mekaar, wat nou geslag en geoffer van 13 die eerste dag. Wie slag 13 bulle? Dit was ongelooflik, en hulle dit, die Engelse sê religious nie, hulle dit godsdienstig gedoen en geglo, dit gaan vir hulle versoening bewerkstellig. En daarom leer Jesus ons dat die tempel, die tabernakel, om saam met God te wees, is 'n verhoudingsplek, 'n huis van gebed, nie 'n rowersnes nie. En dit het niks te doen met koeksverkooping of Sondag by die kerk nie. Dit praat glad nie daarvan. Ons sal niemand voorkom daarvan as ons Sondag by die kerk gaan koop. Dit is nie wat hier staan nie. Baie mense maak soms so vinnige afleiding en sê hulle, ons mag nie Sondag by die kerk goed verkoop nie, want Jesus het die tempel sy tafels omgeskop. Dit is nie afleiding. Dit praat van verhouding. Sê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van 'n gebed wees vir al die nasies. In plaas van dat die Israeliete mense getrek het na die tempel toe om te kom bid en te kom aanbid, het dit 'n hele besigheid geword. Sê in vers 16 van Johannes 2 het ons gelees, moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak. Paulus skryf, daar is nog tempel. Daar is nog tempel. Ons is nou die tempel. In 1 Korintiërs 6 sê hy, jy en ek is nou die tempel van die Heilige Gees. Die enigste tempel wat nog bestaan, is die tempels van die Heilige Gees, wat op water en met Godse Gees in ons. En daarom moet julle nie op hol gaan. Ek hoor die mense raak so opgewonde en party raak bang, want hulle hoor die Jode beplan 'n derde tempel wat hulle gaan bou, en dan gaan die hele ordesysteem weer herstel word. Ek steur my nie eers daaraan nie, want dit is nie die ware tempel. Jesus het vir ons die ware tempel kom wys. Hierdie is verhoudingstaal, en daarom skryf Paulus in Efesiërs 3 vers 19, mag julle God se liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. En wat het in Jesaja 6 gebeur? Met die inwyding van die tempel, is die hele tempel gevul met rook, met die teenwoordigheid van God. Nou sê Paulus, ons word vervul met die teenwoordigheid en die volheid van God. Nie 'n kliptempel wat op 'n plek staan. En daarom het die kerk van die vroegste tye af gesê, hulle gaan 40 plus dae gebruik om hulle in te stel en voor te berei vir die heel belangrikste fees vir enige Christen, is die Paasfees en die Goeie Vrydag, nie Kersfees. Kersfees kan jy maar op die strand gaan lê en tent, en niks oorkom, daar sal wel 'n bietjie sonbrand kry. Maar Paasfees en Goeie Vrydag, met die liggaam van Christus saam in verootmoediging met die kruis gaan kniel en vir die Here dankie sê dat hy die offer eens en vir altyd gebring het. En dat hy vir ons kom inbring in die verhouding met God. 'n Verhouding wat hy eens en vir altyd gevestig het. 'n Lelike Engelse woord, hierso ek praat nie te veel Engels vanaand, en dit kom establish. Dit beteken dat dit kom instel en 'n nuwe instelling daarvan gaan. Dit is die verhouding. Jesus het ook vir ons kom inlei in die fees van 'n verhouding met hom. Daarom is Goeie Vrydag vir ons 'n swaar dag. Dit is nie 'n dag waar ons wil lag en grappies maak, want ons dink aan die prys wat Jesus betaal. Dit is ook 'n fees, want hy het vir ons gedoen. En stil Saterdag, soos die tradisie al vir eeue gaan, dan dink 'n mens maar net 'n bietjie meer aan die dag toe Jesus in die graf was. Die disippels verslae was, waar was hy? En ek dink daar was spontane stilte tussen hulle. Daar was nie antwoord nie. En dan die Paasfees, vroeg die Sondagoggend, toe die vroue by die graf kom. Die graf is leeg, en daar was die groot fees. Mag die Here vir my en jou ook vanaand nie daaraan herinner dat die Here Jesus het gekom om elke jaar met Paastyd vir ons net weer momentum te gee aan ons verhouding met hom. Dat
ons nie sal vasval in rituele en gewoontes en dalk self terugdink aan wat die Jode gedoen het, asof dit enige waarde het gehad. Dit het eintlik die aandag van die verhouding afgestoot. Prys die Here en dank hom vanaand dat ek en jy in 'n intieme verhouding met God het. Ons kan sê. Hier sê baie dankie dat u die tafels omgeskop het en die geld weggegooi het en die bulle uitgejaag het. En sommer nog voor die kruisiging al begin die mense leer het wat dit beteken om 'n verhouding te hê. Dankie dat u daardie duur bloedoffer gebring het. Eens en vir altyd. Eens en vir altyd die finale en laaste offer gebring het. Om ons in te koop in die familie in 'n verhouding met u. En dankie Here dat dit uit liefde was. Dat ons kan weet, u het ons en die wêreld so lief gehad, dat u daardie prys betaal het, dat u vir die Vader gesê het, ek bring my liggaam as 'n offer, want diereoffers kon dit nie doen nie. Dankie vir die verhouding wat ons met u mag hê. Help ons om moeite te doen om hierdie verhouding te koester deur die Gees wat in ons woon. Ons prys u naam daarvoor. Amen.